Lees die woord van die Here, Amos 7 daarvan af vers 10, en dan sal ons saam bid. Ek lees vir ons vanaf vers 10. Toe het Amasia, die priester van Bethel, Jerobeam koning van Israel, laat weet, Amos het 'n sameswering gesmeer teen u midde in die huis van Israel. En dan sal dit onder al sy woorde nie kan uitdink. Want so het Amos gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterwe, en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Toe sê Amasia vir Amos, gaan weg, siener, vlug na die land Juda, en eet daar brood, en profeteer daar. Maar in Bethel mag jy verder nie meer profeteer nie. Want dit is 'n koninklike heiligdom, en 'n tempel van die ryk. Toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê, ek was geen profeet, en ook geen profete seun nie, maar ek was 'n veewagter en kweker van wilde vye bome. Maar die Here het my agter die kleinvee weggeneem, en die Here het aan my gesê, gaan heen en profeteer teen my volk Israel. Hoor dan nou die woord van die Here, jy sê, jy mag nie teen Israel profeteer nie, en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daarom, so sê die Here, jou vrou sal in die stad hureer, en jou seun sowel as jou dogter sal deur die swaard val, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in 'n onrein land sterwe, en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. Tot sover hierdie waarskuwing van die Here, maar ook hierdie unieke gebruik van 'n gewone mens in die konteks of die heilshistoriese openbaring van God. Die woord van die Here, kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie oggend die voorreg het om as 'n gemeente tot U te nader. Met die wete, Here, dat U elke woord hoor wat ons spreek in gebed, wat ons spreek, wat ons aan dink en wat ons ook selfs nou in U opdra. Ons weet, Here, dat U elke woord hoor daarvan uit die heilige paleis, selfs al is ons benoud en onseker en vrees ons en twyfel ons die dag van môre. Baie dankie dat ons weet, Here, dat U is met ons. U stok en U staf, die vertroos ons en lei ons in die spore van geregtigheid. Ons sien dit ook weer eens vanoggend op hierdie Sondag, waar soveel mense maar vir geen verskoning by die huis is. Dat U ons deur die Gees gelei, daar 'n skakelaar in ons deur die Gees aangegaan. Om ons ook hierheen te lei, dat ons behoefte het om gevoed te word deur die volmaakte lewensbron, Jesus Christus, die Woord. En dan kom ons ook na U toe, soos 'n wildspok wat smag na water, so smag ons na U, o Heer. En mag U dan ook ons toerus, mag U ons voed en vul met alles wat ons nodig het, om ook reageer op die roeping waarmee U ons geroep het. Daar is nie een van ons wat anders is nie, deur U ontvang ons die genadegawe dieselfde. Maar hoe ons daarop reageer, dit is anders. En ons vra daarom dat U ook hierdie band van die Gees, 'n band van eenheid en 'n band van vrede sal werk in ons gemeente. En dat daar 'n aksie, 'n optrede sal wees van gehoorsame diensknegte en diensmaagde. Ons vra dat U deur die Gees, deur die woord ook vanoggend in ons harte sal spreek, dat ons sal hoor wat U sê, dat ons harte ontvanklik sal wees en dit sal opneem, maar ook meer as dit, dat ons sal leef, dit wat ons ook vanoggend hoor. En mag U ons gebruik, o ja, ons gewone mense gebruik, om 'n groot verskil ook te maak. Hier in Standerton, in ons huise, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons werksplekke, en ook ja, waar U ons gebruik. Help ons, Here, om 'n lig te wees wat op 'n berg is, wat ver skyn en van ver af gesien kan word. En help ons, Here, dat ons sal verhoed om ons lig onder 'n maatemmer te verberg. Breek die skaamte van ons al weg. En maak ons hierdie opgewonde, trotse kinders van die lewende God. En dat ons ook so sal lewe. Vra dat U oor die eie eer sal waak vanoggend, as U deur die woord tot ons spreek. Baie dankie dat ons toegang het tot U deur die bloed van Jesus Christus. Ons is Hom en U ewig dankbaar vir daardie groot genadegawe, waarsonder nie een van ons kan klaarkom nie. Ons bid vir rustigheid, kalmte. Mag elkeen ook van ons antwoord op dit weer. Net wat U sê, Here, soos daar in Eksodus 19. Dit sal ons doen. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees.
Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar is maar min dinge wat 'n mens so laat skrik of laat twyfel as die gedagte dat God jou wil gebruik. Dat God jou roep tot 'n spesifieke diens of opdrag of taak of selfs 'n ampt. Dit kan wees van ouderling tot diaken, dit kan wees tot die voorsitter van die sistersaksie of daardie kommissie te dien. Dit kan wees om 'n verbondsonderrig voorganger te wees. Dit kan wees om deur die Here gebruik te word om iemand wat in sonde volhard aan te spreek en aan te maan. Dit kan wees om selfs ook net 'n kind of kraai op die weg van geregtigheid te lei. Wanneer die Here ons roep vir 'n spesifieke taak of diens, dan twyfel ons so vinnig en maak ons 'n lys van voorbeelde wat legio is. Ons dink onmiddellik aan alles wat ons verkeerd doen, verkeerd dink en verkeerd sê, want kom ons wees eerlik, daar is nie iemand wat jou so goed ken soos jouself nie. Here, ek is nie gereed genoeg vir dit nie, ek is nie voorbereid nie, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie, ek is nie goed vir mense nie, daar is dalk ander mense wat bietjie hulle kant op hulle beurt moet bring. Ek het al heeltemal te veel in my lewe geval, ek doen heeltemal te veel sonde, daar is net te veel dinge wat in my lewe nou aangaan, te veel dinge wat die kerk en die Bybelse plek in my lewe opneem. Daar is dalk selfs eers 'n klomp dinge, belangriker dinge wat ek gaan moet afhandel, Here, voor ek vir U kan werk en in U diens staan. U weet mos, ek ken myself, laat iemand anders eerder in my plek gaan. Die oomblik wanneer ons deur die Here geroep word, is dit maar die mens reaksie en antwoord, want nee, net nie nog moeite, nog harde werk, nog van my tyd en my energie en my krag wat ek moet opoffer nie. Miskien sit jy vanoggend in die kerk hier met juist daardie gedagte in jou lewe. Miskien leef jy al 'n geruime tyd met daardie gedagte. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie bruikbaar genoeg nie. Die Here kan myself nie eers gebruik nie. Jy het hierdie behoefte en hierdie verlange in jou lewe om vir jou lewe betekenis te gee. Jy het hierdie dryf in jou en hierdie motivering om 'n groot verskil te maak en reg te maak en op die weg van geregtigheid te volhard en te hardloop. Jy verlang daarna dat jy vir God wil werk en dat jy behoefte het dat jy vir hom moet werk. Maar diep binne in jou, die oomblik wanneer jy moontlik gekonfronteer word by hierdie kruispunt, is daar so 'n stemmetjie wat in jou binneste fluister, nie jy nie nou nie, die tyd is nie nou reg nie. Dit uiteindelik is die wonder van Amos en besonder ook Amos 7 wat ons saam gelees het, is dat God juis sulke mense gebruik, doodgewone, eenvoudige mense. Maar voordat ons by Amos uitkom en wat Amos gedoen en wat Amos gesê het, moet ons eers stilstaan by die situasie en die konteks van Israel waar hulle self bevind. Want voordat God iemand gebruik, en ons sien dit deur die Bybel heen, wys hy eers vir hulle waarom hy hulle stuur, waarheen hy hulle stuur, en wat die doel van daardie profesie of woord is, wat hulle moet bring. Nou Israel leef onder die hand van koning Jerobeam die tweede. Van ver af lyk dit asof alles baie goed gaan in hierdie volk, en daar waar hy regeer. Die ekonomie blom, dit gaan finansiëel baie goed met die volk. Die tempel is vol mense, dag na dag en elke liewe dag word daar omtrent offers aan die Here gebring. God se naam word genoem en gebruik. Maar wat die volk nie weet nie, is dat die Here kyk nie net na die buitekant. Die Here kyk nie net na dit wat sigbaar is of tasbaar is nie. Hy sien 'n volk wat hom met die lippe eer, maar waarvan die hart ver van hom af verwyderd is. Die realiteit van die volk se bestaan is dat hulle
vertrap die armes, onreg en onregverdigheid word aanvaar en selfs ook in gedeel. Afgoderry is in sy bloeitydperk en dit floreer. Die afgode speel 'n groter rol in die volk se bestaan en in die volk se lewe as die Here wat hulle by name noem self. Mense leef vir hulle self en doen wat hulle dink goed is en reg is. En hulle doen dit alles want hulle leef onder hierdie wolk. Ons is mos tog die volk van die Here. Alles is mos reg. Hulle lewe onder hierdie wolk, as ons dit in vandag se terme kan saamvat, dat maak nie saak wat ons doen of waarmee ons besig is of hoe ons reageer nie. Ons is mos die volk van die Here. Alles sal oukei wees. Kan doen wat ons wil, alles sal oukei wees. Ons dra ten minste daardie identiteit. Ons behoort aan die Here. Hoe gevaarlik is dit nie, as 'n mens so daarna kyk. 'n Mens kan godsdienstig wees sonder om werklik die lewende God te behoort. Jy kan kerk toe kom, jy kan Bybel lees, jy kan bid, jou geloofskennis en optrede kan selfs mense goed beïndruk. Tog kan jou hart koud wees, ver verwyderd van die Here af. Van buite af kan dit dalk lyk of jy op die regte pad is, maar van binne af is jy sonder God. Hy speel nie werklik 'n rol in jou lewe nie. Jy doen net alles goed genoeg, sê alles goed genoeg om Christelik eties korrek te wees, reg te wees en selfs aanvaar te word. Maar die Here sien wat niemand anders sien nie. Die Here weet wat niemand anders ken nie. Hy sien die sonde waarmee ons vrede gemaak het, die bewustelike oortreding van God se gebooie, al 10 van hulle, sonder om eers skuldig te voel. Sonder om eers 'n oom of 'n ha te sê, of om dit te probeer regstel, of te verander. God sien raak die bitterheid wat ons in ons harte koester. God sien raak die geheime sondes wat ons wegsteek vir ons geliefdes en dalk ook onsself. God sien raak dat daar 'n liefde vir die wêreld en 'n gelykvormigheid vir die wêreld is. God sien die onvergewingsgesindheid raak. Hy sien die gebrek aan gehoorsaamheid en selfbeheersing raak. En omdat hy sy volk liefhet, sien ons ook in hierdie gedeelte deur die optrede van die profeet Amos, laat hy die volk nie voortgaan op hierdie weg van afvalligheid en los van God nie. Op hierdie tydstip waarin die volk hulle self bevind, stuur hy vir hulle sy woord. Maar wie stuur hy? Dis seker 'n baie goeie vraag om te vra. Nie 'n priester uit Bethel nie, nie 'n bekende profeet met hierdie groot aansien en sterk naam en persoonlikheid nie. Hy stuur nie iemand daarvan uit 'n koninklike paleis wat al reeds 'n verskil gemaak het of kan maak nie. Nee, hy stuur 'n eenvoudige, nie belangrike skaapherder, 'n kweker van wilde vye bome, 'n man uit Tekoa, 'n gewone werker. Amos sê dan self, dit is sy reaksie, ek was geen profeet nie, en ek is ook nie die seun van enige profeet nie. Met ander woorde, wanneer Amos hier optree, staan hy voor hierdie sterk mag en persoon, en hy sê, hoorie, ek wil net vir jou een ding sê, ek het nie hiervoor gestudeer nie, ek het dit nie gedoen nie, ek kom ook nie uit die regte familie met die regte van nie, ek het ook nie hierdie beroep gekies nie, ek het ook nie myself aangestel nie, maar die Here in hoofletters, die Jahwe, die verbondsgod, hy het my agter die klein vee weggeneem. Dis asof Amos sê, hoor, ek wil vir jou een ding sê, dit kom nie uit myself uit wat hier gebeur nie. Daar is 'n groter mag of krag wat binne in my leef en my in staat stel om hier te staan, want ek ken myself. Wat 'n wonderlike beskrywing van God se groot genade is dit nie.
God wag nie totdat Amos indrukwekkend is, of iets indrukwekkends doen nie. God wag nie dat Amos die regte van of die regte aansien het, of iets groots doen nie. God maak hom sy diensknegt. Die roeping begin nie by Amos. Die verhaal begin nie by hom nie. En dit gaan ook nie oor hom nie. Dit begin by God. Is dit nie die verhaal van die hele skrif nie, as ons dink aan 'n paar figure wat in die Bybel opgetree het? Moses, miskien vir Moses, hy wou nie gaan nie. Jeremia het gesê, o nee, ek is heeltemal te jonk. Gideon het homself die minste, die kleinste geag. Petrus het geval, Paulus het mense vermoor wat in God geglo het. En tog gebruik God hulle. Nie omdat hulle bekwaam was nie, maar omdat hy almagtig is. Wanneer God roep, word gewone mense instrumente in sy hand. Maar deur hierdie vertelling sien ons, wanneer Amos begin praat, wanneer hy begin om die woord van die Here te verkondig, wanneer hy begin die woorde van die Here te deel met die mense wat dit moet hoor, bied hulle onmiddellik weerstand. Amasja, die priester van Bethel, verdra nie die waarheid nie, hy wil dit nie hoor nie, en hy beskuldig onmiddellik vir Amos. Hy stuur 'n boodskap vir die koning, en hy sê vir die koning, na die koning toe, en hy sê dan, reageer daarop, gaan terug Juda toe, moenie hier meer profeteer nie, waarom nie? Hoekom word dit genoem? Hoekom word dit gesê? Omdat die waarheid, die Bybel, die woord van God, ongemaklik is. In vandag se tyd is die woord van God diskriminasie. Is nie lekker om dit te hoor nie. Veral nie hierdie tye waarin ons leef. Mense in die wêreld hou nie daarvan as ons sondes ontmasker word nie. As ons aangespreek word op dinge wat ons onsself mee besig hou nie. Die tye van vandag en die tyd van Amos het nie veel verander nie. Wanneer God se woord vandag sonde aanspreek, dan wil die wêreld en self sogenaamde gelowiges die stem en die klank van die woord stil maak. Ja, selfs so gereeld in ons eie lewens probeer ons harte ook daardie stem van die woord stil te maak. Ons sê en ons glo dit. Dit is nie so ernstig nie. Almal doen dit. Almal hou hulle self besig met dat. Ek sal later aan dit aandag gee. Ek sal later verander. Ek is nog nie gereed nie. Ons is die Here ewig dankbaar vir sy genade, maar ook sy geduld as ons ook so na onsself kyk. Want God se woord swyg nie. Want God het ons te lief om ons in sonde te laat en te los. Daarom kom Amos en hy antwoord, hy reageer eenvoudig. Die Here het my gesê, gaan. Hy verdedig nie homself nie, hy probeer nie sy saak reg te stel nie, hy verdedig nie sy vermoëns nie, hy beroep hom net op God, wat vir Amos belangrik is, en wat vir hom uitstaan, bo alles op daardie oomblik is wat wil God hê, moet ek wees, en wat wil God hê, moet ek doen, en wat wil God hê, moet ek myself mee besig hou. Dis asof Amos vir ons hier wys, wat 'n gelowige standaard moet wees, waaraan hy sy lewe moet meet. Dis wanneer ons reageer op die roeping, waarmee God ons geroep het. En dit verander alles. Want as God praat, maak dit nie saak hoeveel mense hom teestaan. Sy woord sal doen en wees waarvoor dit gestuur is. Amasja, die priester dink, hy beskerm sy posisie, hy kry dalk guns by sy koninklike mense, maar eintlik veg hy teen God. Reg deur die Bybel, die Openbaring word aan ons gewys hoe die volkere, die heidense nasies en selfs die volk van Israel in opstand kom en rebelleer teen God. Is asof hulle in 'n bokskryp klim saam met God, en elkeen van ons wat hier sit vanoggend weet wat is die uiteinde van iemand wat met God in stryd kom. As God wen los hom. Is niemand. Moenie dink jy weg wat met God in 'n stryd gaan kom. En as oorwinnaar uit daardie stryd tree
En daarom kom hier die ernstige oordeel van vers 17, nie omdat God wreed is nie, maar omdat die mense sy genade verwerp, omdat hulle hom versoek en toets. Net soos ons mekaar ook soms toets. So toets hulle die Here. Elke waarskuwing wat die Here vir ons gee, elke klein profeet wat optree, elke woord wat ons lees, is 'n uitnodiging om terug te keer, is 'n uitnodiging om weer te besef met wie is ons besig. Wie roep jou? Dis nie mense wat jou kies nie. Dis nie mense wat daardie las op jou skouers plaas nie. Dis God. Besef ons is besig om nou in hierdie erediens met God te werk. Voor hom te staan. Elke oproep tot bekering, ook 'n oggend soos vanoggend, is 'n bewys van God se geduld. Dit waarvoor Dawid hom prys en eer daar in Psalm 103 vers 8. Hy sê vir ons, ek loof die Here, sal om die res van my lewe loof, tot die dag wat ek doodgaan. My hele binneste sal hom loof. Die binneste woord word beskryf ook letterlik ingewande, sal die Here loof en prys, want hy is barmhartig, genadig en lankmoedig. Hy is vol van geduld. En dit ken ons, want ons ken onsself die beste. En nou kom die vraag by ons maak dit persoonlik. Wat gebeur wanneer God jou roep? Wat gebeur wanneer God hier vanoggend voor jou staan en jou roep? Hy breek al jou verskonings af. Daar is nie meer 'n geldige verskoning. Jy kan sê, ek is nie goed genoeg. Die Here sê vir jou, maar ek sal mos met jou wees. Ek sal jou gebruik. Jy sal sê, ek is te swak. God sê, my krag word in jou swakheid volbring. Jy sal sê, iemand anders kan dit beter doen. God sê, ek het jou geroep. Ek praat nou met jou. Nie met iemand anders nie, ek praat nou met jou. En dan begin hy jou te verander, wanneer ons in daardie roeping begin reageer, dan wys hy ons sonde en ons tekortkominge en ons ongeregtighede, nie om ons te verneder nie, maar om jou te reinig. Hy breek jou trots, hy breek jou planne, en hy leer jou om afhanklik te wees deur die openbaring van sy raadsplan. Dan begin hy jou te gebruik. Nie dat hy nog op 'n groot verhoog waar ons almal gesien en gehoor word nie, maar eerstens in jou huis. In jou huis. By jou huweliksmaat. By jou werk. Dis in mense. In jou gemeente. Dalk deur een woord van waarheid. Een daad van liefde. Een getroue getuienis. Een gebed. God gebruik gewone mense om ewige dinge te doen, dis die waarheid. En ek vra vanoggend vir jou, wat hou jou terug? Wat verhoed jou om gehoorsaam te reageer op God se roeping vir jou lewe? Watter sonde klou jou nog vas of trek jou terug? Watter verskoning regverdig jy of kruip jy agterweg? Verhuil jy elke dag? Hoe lank gaan jy nog probeer om tussen twee wêrelde te leef? Die Here roep jou vandag, nie môre nie, nou, vandag. Los die sonde, breek met die kompromie, bely dit, bring dit na Christus Jesus toe, want hy roep nie volmaakte mense nie, hy roep jou. Hy roep sondaars terug na hom toe om deur sy bloed gereinig te word, en wanneer hulle gereinig is, stuur hy hulle, gebruik hy hulle. Dink net wat God kan doen met 'n lewe wat volkome aan hom behoort. Dink net hoe 'n huisgesin kan verander. As daar 2 mense meer is in daai huis, wat aan God behoort, wat God se standaard, hulle standaard, vir hulle lewe maak. Dink net hoe die kinders die Here kan leer ken. Dink net hoe sal jou huwelik wees? As ons getrou bly aan die huweliksbeloftes wat ons gemaak het om Godvreesend te wees, as man en vrou teenoor mekaar. Dink net hoe hierdie gemeente, Sondag na Sondag, kan herleef, kan opstaan, verandering. As ons 'n gemeente is wat aan God behoort, en reageer op sy roeping.
En weet hoe baie verlore mense kan die evangelie hoor, selfs net waar ons optree en praat. Nie omdat jy groot is nie, maar omdat Christus groot is en ek sluit af. Aan die begin het ons die vraag gevra, kan God jou en my, iemand soos ons gebruik? Jy mag dalk sê, nie nou nie. Maar Amos se verhaal maak die antwoord glashelder. Ja, hy kan. En hy sal. Nie omdat jy sterk is nie. Nie omdat jy bekwaam is nie. Nie omdat jy sonder sonde is nie. Maar omdat jou Here jou roep. En as hy roep, gee hy alles wat jy nodig het om jou taak of jou opdrag of selfs jou ambt suksesvol uit te voer tot sy eer. Wat God begin, voltooi hy. Dis 'n belofte wat hy maak in die woord. Daarom hoef jy nie langer vas te hou in jou verskonings of jou sonde nie. Dis eenvoudig, kom na Christus toe, laat hy die as word waarom jou lewe draai, laat hom jou reinig, gee jou lewe onvoorwaardelik aan hom, en dan soos Jesaja sê, mag jy ook sê, na die Here self sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, mag ons onsself indink soos daardie klein kindertjies in die klas, as die juffrou vra, wie wil vandag die bord afvee, dan spring die kinders op, en hande in die lug, ek. Mag ons ook so opgewonde raak, om die identiteit van Christen te mag wees. Mag ons so opgewonde raak oor ons roeping, dat ons letterlik bereid is, om alles in ons lewe prys te gee. Om te hoor, dat God vir ons kan sê eendag, mooi so, my goeie en getroue diensknegt en diensmaagd. Mag die Heilige Gees vandag elke hart aangryp, dat niemand hierdie kerk verlaat vanoggend, soos ons hierheen gekom het. Mag ons almal met nuwe oorgawe antwoord, Here, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Gebruik my, laat alles in my woorde, my asem, my wysheid, my kennis, my intellek, alles, mag alles wees, tot eer van U alleen. Mag dit die manier wees, waaronder jy lewe. Amen. Kom ons dank. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook deur die woord vanoggend aangespreek is, ook te reageer op die roeping waarmee U ons geroep het. Elkeen van ons deur dieselfde roeping wat Jesus Christus in ons openbaar het. En ons vra daarom dan ook, Here, dat U ons sal lei deur die Gees om te antwoord met opgewondenheid om in die diens van U te staan. Ons weet, Here, dat U ons sal toerus en U sal vir ons gee wat ons nodig het om te doen wat U van ons vra. Ek dink in besonder ook aan in Kobus Eksteen met die afsterwe van Adels moeder, so 'n groot verlies, laat 'n groot leemte wat ons weet, Here, U alleen kan vul, en mag U Uself ook aan hierdie gesin en kinders openbaar. Mag U hulle vashou en die trane van hulle wange afvee met die wete dat die dood nie meer die laaste sê het nie. Here Jesus Christus is die opstanding en die lewe, en wie in hom glo sal lewe, met hulle ook gesterwe. Mag ons ook saam met die Heidelbergse Katekismes vraag en antwoord 1. Waarin vind ons troos in lewe en sterwe, en dit is dat ons aan Jesus Christus behoort. En sy kosbare bloed het hy ons vrygekoop, hy is ons anker en ons vaste hoop. En mag hierdie wete, hierdie belydenis ons ook aanspoor om te reageer vanuit ons roeping om gebruik te word deur God. Help ons, Here, om beter te wees. Help ons, Here, om heilig te wees. Help ons, Here, om 'n verskil te maak. Dankie vir U geduld. Dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. Sonder God, sonder Jesus Christus, is en sal ons niks wees en bly nie. Saam met hom kan niks teen ons staan of ons aankla nie. In Jesus naam bid ons uit hierdie werking van die Gees. Amen.